Welkom terug by Happier You, saam met my Minkie Jacobs. Vandag se topic is heavy, so ek gaan dit begin met 'n trigger warning / disclaimer. Ons gaan gesels oor anorexia en bulimia. Miskien kan ons dalk 'n bietjie graphic raak, so as dit nie 'n gesprek is waarna jy nou kan luister, of moet luister nie, dan moenie. Want ek het regtig net jou beste belang op die hart. Maar ek dink dit is so belangrik dat ons hieroor moet praat, want as jy enigstens soos ek is, vra jy dalk vir jouself die vraag, maar hoe begin so iets? Soos, wat motiveer 'n persoon om hulle vinger in hulle keel te drink? Wat motiveer 'n persoon om op te hou eet? Hoekom gebeur dit? Wat was die oorsprong daarvan? Wat het deur jou kop gegaan daai eerste keer? En dis presies wat Fiona vandag vir ons gaan verduidelik. Dit het met haar begin toe sy 13 jaar oud was en dit het eers gestop aan die ander kant van 17. So in daai tyd het sy klomp ervarings opgedoen. Sy gaan dit alles vandag met ons deel. Sy gaan vir ons tips gee oor hoe om dit te oorkom en sy gaan haar verhaal van hoop met ons deel. Dis ook belangrik dat jy moet weet toe hierdie met Fiona begin gebeur het. Was dit in die jaar 2000 en toe was daar nie iets soos TikTok en Instagram wat jong meisies se selfbeeld so ontsettend beïnvloed het nie. So wat kon dit dan gewees het? En 'n ander ding waar ons ook wil gesels is wat ek en jy kan doen om 'n effektiewe ma te wees. Hoe keer ons dat so iets met ons kinders gebeur? Want, by the way, dit gebeur nie net met dogtertjies nie. So kom ons kom daarby uit. Hoop jy is gereed, is heavy, maar let's go. So ek het vir Fiona, my dierbare vriendin, by CrossFit ontmoet. En Fiona, hoekom dink mense CrossFit is 'n cult? Kom ons begin sommer net daar. Kom ons praat oor cults. Nee, ek joke, ons sal 'n ander dag oor cults praat, maar CrossFit is nie 'n cultie, right? Nee, dit is nie. Hoekom dink mense so? Like, I don't get it. Dink jy ons iets aan die mense by CrossFit wat dit maak asof dit 'n cult is? Ek dink dis net meer die geval van almal wil met mekaar gesels en ondersteun. En byvoorbeeld soos 'n Virgin en 'n ander tipe gym kry jy dit nie. That is true. Dit is net ons dit is 'n community, reg? So in hierdie community van A Happier You, is dit my lekker om jou te kan verwelkom vandag. Fiona, Baie welkom. dankie. Jy is gebore in Keimoes. Keimoes, af die plaas. Dis reg, ja. Fiona gaan vandag haar verhaal met ons deel oor eating disorders. Wat is dit in Afrikaans? Eetversteurings. Eetversteurings, dis reg, ja. Sjoe, versteuring is 'n rowwe woord. Maar kom ons kop dan daarop af. Jy is al, ek hou daarvan om dit so te phrase, dat jy is al 19 jaar vry van hierdie af. Dis reg, ja. Wat is dit? Wat noem ons dit? Noem ons dit 'n kondisie, 'n sindroom? Ek weet nie regtig nie. Ons kan dit 'n kondisie noem. Okay, so ons gaan met kondisie. Ek dink net altyd dis belangrik. Ek's ook 'n advocate vir ons wat moet weet wat se woorde ons gebruik in lewe sodat ons reg kan artikuleer wat ons voel en ervaar vir mense om dit nie verkeerd te kan verstaan nie. En dis juist hoekom ek vandag hierdie episode wil doen is want ons gaan gesels oor 'n paar miskonsepsies wat mense het spesifiek oor die kondisie van wat is dit wat jy gehad het? Anorexia en bulimia. Anorexia en bulimia. En bulimia, ja. Nou kom ons clarify net gou die verskil tussen die twee. Anorexia is wat jy nie eet nie. Wat jy vir 'n dag of 2 en of dit kan 'n paar uur net wees wat jy 'n meal skep. En bulimia sal wees wat jy eet en dan druk jy jou vinger in jou keel. En ek dink ons het groot geword met baie van hierdie goed in die movies en bulimia was 'n woord wat ek eers later begin leer het want anorexia, net sodat ons nou weer saamvat, is ek weier om te eet. Ja, reg? jy weier, jy stop. Dis 'n persoonlike besluit. Dis reg. En jy moet jouself oortuig aan die begin ten minste om nie nou te eet nie. Ja, jy sê vir jouself jy is nie honger nie. Even though jy weet jy is. Absoluut. Ja. En bulimia is ook die bewustelike besluit om jou vinger dan nou in jou keel te druk en dan op te gooi. Ja. So ek gaan net weer herinner van die trigger warning wat ek vroeër ook genoem het, is ons gaan miskien bietjie graphic gesels. So as hierdie iets is wat vir jou rof is, hierdie is 'n trigger warning. Ja. As jy nie wil luister nie, hou nou op, want ek hou jou ook in gedagte net sodat jy weet. Okay, so bulimia en anorexia. Ek wil jou hele storie hoor. Waar het al hierdie begin? Want soos ek sê, jy's redelik ouer as ek, wel redelik. Ja. Jy is hoe oud nou? 37. 37, 19 jaar terug het jy hierdie ding gekiek en jy dit oorwin. Prys die Here. Absoluut. Vat ons terug na die heel begin, want ons gaan ook by jou besigheid uitkom. Kleine Fee. Dit is Fiona se besigheid se naam en julle doen? Ons doen designwerk vanaf heel in die begin. Ons begin by SMEs, brand identity, bou op jou social media en dan eindig ons by website design. En Kleine Fee het ontstaan uit 'n plek van seer. Ja.
Vat ons terug na hierdie seer toe. Dis vir my so mooi dat jy jou lewe nou kon bou en die suksesvolle vrou, verloofde wat jy nou is. En baie van dit het te doen, eintlik maar ja, alles van dit het te doen met waar jy was. Toe jy kleine Fionaatjie was. Kleine Fie, was dit jou bynaam? Ja, was. Sien, stunning. Okay, take us back to the beginning. Alles het begin eintlik in standaard 5. Wag, kom ons grade asseblief. Grade ons Graad 7. Graad 7, dis reg. Ja, dan's jy 'n jonge 13 jaar oud. Dis reg. Goed, op 13 het dit begin. Ek het nooit eers geweet wat dit was nie. Niemand in die skool of onderwysers het met ons, jy weet, dit gepraat of dit verduidelik vir ons soos pasop. Hierdie kan met jou liggaam gebeur nie. Ek het langafstande gedoen, nogals 1200 meter, vir die 3 keer om my baan hardloop. En dankie. Ja. Vroeg in die oggend geoefen voor skool, na skool en dan ook later in die aand het ek dit weer gedoen. Is dit 3 keer 'n dag? 3 keer 'n dag. Goed, kom ons kyk net gou nou. Een CrossFit sessie, as ek op my op die calories wat ek verbrand in 'n CrossFit sessie. Ek sou sê op minimum, en dit is onthou so 20 minute, is dit tussen 300 en 400 calories. Hoeveel calories verbrand jy in so 'n oefensessie vir lang afstande? Dit sou maklik wees tussen 1200 en 1700. Is jy ernstig? Ja. Per sessie? Per sessie, want jy draf ver. Ja, en dan is dit wat amper 2 ure sessie. Tussen 'n uur en 'n half, maar ook bygesê, dit was in Keimoes. So dit is verskriklik warm. Weet jy hoeveel stres is dit op jou liggaam? Ja. Okay, goed. So jy het lang afstande geoefen toe jy 13 jaar oud was, 3 keer 'n dag. 3 keer 'n dag. En die gedagte was, ek het geoefen daai tyd vir ek dink was daai tyd WP wat jy moet inkom. En ek dink, okay, ek het geoefen vandag, menende alles het goed gegaan. Dit is warm, maar ek kan nie van my programma wegweer nie. En ek het geëet die middag, groot plaas ontbyt en natuurlik die middagete plaas soos kokos. En my ma het nog vir my gesê, Sissie, is dit nodig dat jy vandag moet hardloop? Dis dan so warm. Ja. Dus dis okay, ek gaan dalk nie so ver nie. Ek gaan in plaas van 'n 10 km gaan ek dalk net 'n 5 hardloop, maar ek is nou terug. Gaan nou terug kan ons Igoli en Sewenderlaan kyk. Sy sê dis reg. En ek het gehardloop en ek hardloop tussen die wingerde op die plaas en ek voel so swaar. Want jy het net geëet, middagete. Ja, ek het nou net geëet. En ek verstaan eintlik nie hoekom ek so swaar voel nie, maar jy weet, ek hardloop maar net verder. En ek sê, "Sjoe, ek weet nie hoe ek hierdie 10 km nou gaan doen nie." Trek my vinger in my keel en ek sê, "Okay, wag, ek voel eintlik 'n bietjie ligter nou." En ek doen my 10, ek kom terug by die huis, maar ek sê vir my ma, ek sê, "Hoorie, ek het dit gedoen." En sy sê vir my, "Moet dit net nie weer doen nie." Maar ek verstaan nie wat dit was nie. Ek het geen idee geweet naaste my wat dit was nie. En ook die implikasies wat dit sal hê die dag daarna. En die dag daarna het ek my mieliepap geëet die oggend en ek het gevoel my liggaam hou nie van hierdie kos ewe skielik nie. Hy wil dit net ontslaa raak van dit. En dit het van daar af het dit net begin. Hoekom was vinger in die keel 'n opsie op jou 10 km draf? Soos het jy gedink ek wil nou ontslaa raak van hierdie gevoel en dis die kos wat my laat swaar voel, so ek moet die kos uitkry. En dink jy die swaar het jou gekeer om optimaal te kan draf? Ja. Okay. Ja. So jy het 'n ideaal in jou kop gehad wat jy uit hierdie oefensessie wil uitkry en die kos het jou verhoed. Ja. Die swaar gevoel het jou verhoed. Ja. So toe elimineer jy daai en toe gooi jy op. 100%. Ja. Okay, en toe van die volgende dag af toe raak dit 'n daaglikse ding. Dit het meer begin, ek het deeltyd onthou my ma het my gesê, soos moet dit nie weer doen nie. Maar ek het nooit gevra hoekom nie. Ja. En ek het bietjie naar gevoel na my mieliepap en ek sê okay, wag, iets is nie reg nie. En dit het van self gekom. Dit het sonder dat ek my vinger in my keel, dit het net my liggaam het net gereageer. Ek het net op dag 2. Op dag 2. Dit was so vinnig. En ek het dit weer vir haar gesê. Weet ek gaan badkamer toe en ek kom terug. Ek sê mamma, ek het nou, jy weet, die mieliepap moes ek nou ongelukkig dit het nou gebeur. En sy sê okay, ek het jou kosblik vir jou gepak. Probeer hierdie kos inkry want dit is 'n lang dag voor jy weer by die huis kom. En ek het my kos geëet en dit was okay by die skool. Ja. Ek het nie vir 'n vriendin vertel nie. Ek weet ek het alles binne myself gehou. Sy het nou vir my gesê, of gevra het ek by die huis kom, sy sê, "Het jy al jou kos geëet?" Ek sê, "Ja." Maar sy het ook nooit vir my gevra soos was jy weer naar nie. Ek dink sy het my natuurlik beskerm. Soos ons het nie, jy weet, soos reguit in dit ingepraat nie. En derde dag, vierde dag, jy weet, elke keer in 'n ete ten minste 'n dag,
het dit net van self gekom. En ek dink, dit is nou al baie jare terug, maar ek dink dit was maybe week 2 of 3. Het ek net swaarder begin voel, want jy raak swak, jou liggaam voel so swak, want jy kry nie jou normale kosse in nie. Wat dit mag wees, mag dit 'n broodjie wees, mag dit 'n slaai wees, mag dit 'n kookkos wees, jou liggaam het kos nodig. Ja. Dit was, toe alles begin het, was in die middel van standaard 5. En ek het half net so vergeet van dit. Ek het half onmiddellik in 'n survival mode begin ingaan. Maar dit het nog steeds op 'n daaglikse basis gebeur. Ja. Ten minste 1 meal 'n dag. Ja. Okay. En ek het aanbeweeg. Ek het standaard 6 wat graad 8 is. Ek is koshuis toe en dinge het net soveel erger begin raak. Sonder dat ek enige beheer oor dit gehad het, sonder dat ek dit ewen besef het. En die anorexia deel? So jy het bulimia het begin toe jy 13 was. Toe gaan jy toe jy by jou ma nog op die plaas gebly het. Ja. Toe hoërskool toe gaan jy koshuis toe en daar het jy so laterand hoef jy glad nie meer jou vinger in jou keel te hoef te gedruk. Soos die fisies, jy hoef glad nie dit aan te hits nie. Nee, dit het net gekom. Ja. Dit Nou, het net gekom. verduidelik van die anorexia. So in die week wat ek in die koshuis was, maandag tot donderdag aand natuurlik, die kos was ongelukkig sleg. Menende. Koshuiskos. Ja. So dit was 'n bietjie olierig en daai tyd was ek al klaar so bewus van my liggaam dat ek sê, ek moet nou so versigtig wees wat ek in my liggaam insit. Ja. Want ek besef ek verloor gewig, maar ek besef ook hoe pap ek voel. Soos ek het hierdie hele image ding, jy weet, probeer create in my mind van ek moet so perfek lyk in die spieël. Ja. En ek het nie geweet wat ek doen nie, maar Jy het geweet daai olie en daai mins is nie goed vir jou nie. o nee, en ook nie 'n paai nie. En dit is nou nie om koshuise te bash nie, maar dit is die realiteit van kos wat op groot skaal gemaak word. Ja. So jy het dit gesien en toe gesê wil jy dit eet hê. Nee, ek wil nie dit eet nie. Ja. Nee, want ek is gewoond my ma het my gesonde kos by die huis gegee. Plaaskookkos, the Nee. best. Tog te lekker, rysvleis en aartappels. Ek so honger nou. Dis 12:00 op 'n Sondagmiddag. So in die weet nie by die koshuis het jy niks geëet nie, wel bitter min. Bittermin, ek het op vrugte geleef. Hier en daar 'n snytjie brood, maar dat ek my piesang opgesny, op my broodjie gesit en tomatiesous hoor, laat dit bietjie beter kan proe. Wat? Die tomaatsous op die piesang. Op die piesang, ja. Hektiek. Okay. So, okay, en dan in daai tyd wat jy basically 'n halwe meal 'n dag geëet het, né? Dis Kan reg. nie woorde in jou mond sit nie. Dan het jy geoefen, nog steeds. Ek het geoefen, ja. Cheerleading? Ek het was netbal Okay. en 'n netbal was gewoonlik ook maar partykeer was dit 30 minute, partykeer was dit 'n uur. Fietsry was ten minste 'n uur, minimum 'n uur en dan het ek cheerleading in die aande gedoen van 5 tot 6. Liewe genade. Ek dink nou toe ek was in Bloemfontein op skool. Ons het agter die skool gebly en ek het altyd my vriende, kom ons kom almal eet by my. Daar was 'n tyd in graad 9 voor netbal oefening en ek kan dit nou so goed onthou. Dat ek 2 hotdogs Ja? 2 hotdogs voor netbal oefening geëet het as die skool wat 1 uur uitkom en dan 1:30 is dit netbal. Ek het 2 hotdogs geëet en jy niks. Nee, ek kan niks sê nie. Liewe genade. Ja. En jy het die regte ding gedoen. Bietjie carbo load. Wel- Dit 100%, dis wat jy moet doen. So wat dit moeiliker gemaak het, behalwe net die koshuiskos. In cheerleading is natuurlik jy weet die aande gewees 5 tot 6, maar dan was ek elke week ingeweeg. Dis 'n absolute joke. Kan ek net gou daai sê en as dit nou enigiemand offend, ek sê dit, ek wil nie woorde in Fiona se mond plaas nie, maar stop dit. Ja. Hou op die tienermeisies weeg. Regtig, so stop dit. Okay, continue. Ja. Ek stem saam met jou. Want ek was so jonk, ek het nie geweet ook hoe om vir myself op te staan nie. Ja. Ek het daai tyd, ek dink iets in die 40's geweeg. En Baie klein. of ek dan nou die naweek, want as ek naweek by die huis gekom het, dan het ek myself ooreet Ja. En dit opgegooi. opgegooi. En dan in die week, jou liggaam reageer nog van wat jy die naweek geëet het. Ja. En jy's so honger, jou liggaam hou terug op daai bietjie kossies wat jy het nog oor in jou liggaam wat dit moet verwerk, dat jy net nog energie kan ontwikkel vir maandag, dinsdag, woensdag, Ja. donderdag. Jy weet? Dit was erg. So op 'n maandag was jy bietjie swaarder. Ja. Is wat jy bedoel? Ja, en ek was maandagmiddag was ek altyd geweeg. Dan wat sê die juffrou? Kan jy onthou? Ja, ek sal nooit vergeet nie. Sy sê, "Fiona, wat het jy geëet die naweek?" Weet jy wat juffrou? Nee. Ja. Okay, Ja, continue. Dan sal jy sê juffrou ek het my ma se kookkos geëet. natuurlik. Dan sê ek het geëet die naweek, dus daar's mos niks fout met dit nie. Ja. Sê jy moet 'n bietjie minder eet. Maar ek het nooit opgestaan om te sê jy besef nie waartoe ek gaan nie Ja. of moenie my inweeg nie. Ja. In cheerleading daai tyd in skool
was dit ook die seuns was nog nie betrokke by die cheerleading nie, was net ons girls. Nou, okay, maar daar's het die girls mekaar gegooi. En daarom nie gegooi nie. Nou, hoekom moet ek jou weeg? Presies. So ons kleredrag wat ons gedra het was verskriklike klein rompies, soos die hotband met die broekies. Ja. Ons maagie het uitgesteek dan in 'n crop top. So die idee moes gewees het dat ons moet mooi lyk. Maar daar was niks fout met hoe ons meisies gelyk het nie. Absoluut niks. Jy's klaar reeds op skool. Jou liggaam is nog besig om te ontwikkel. Ek het gedog hierdie is net 'n ding soos 'n cheerleading oor see, maar as dit in Keimoes gebeur. Dit was in Keimoes. Wat dink jy nou was dit dan in 'n meer liberale Kaapstad dan? 100%. En dit laat my net dink, ek kan jou nou nee, jy sal dit nie met my saamstem. Daar is duisende meisies wat deur dieselfde goed gegaan het. 100%, ja. En daar was geen support nie. Nee. En ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Hierdie afgelope ruk dink ek vreeslik aan ons breine wat eers op 25 soos totaal ondeveloped is. Dis nogals crazy. Ja. En die hoeveelheid druk wat ons mee moet deel as tieners is absoluut belaglik. Ja. Nou, sou jy sê daar's enigsins iets in die kondisie wat verslawing behels? Ja. Soos Twee gedeeltes dat jy in daai oomblik as jy dit doen, jy dink jy het beheer oor jou liggaam, so jy maak daai besluit om dit te doen. Die tweede gedeelte is wat ek nie eers 'n besluit hoef te kon geneem het nie. Ek was toe al so ver dat my liggaam net gereageer het. Ja. Nou as jou liggaam op fumes hardloop, letterlik, van al die sport en al die dinge wat jy moes doen, as 'n tiener verbrand vreeslik baie calories just by living, né? En toddlers ook. So belangrik dat mens genoeg eet. Hoe het jy volgehou? Hoe het jy nie uitgepaas as jy soos geoefen? Hoe het jy dit volgehou? Ek het ongelukkig gegryp na Red Bull en pynpille. Okay. Want my liggaam was toe reeds ook al in pyn. En wat dit ontstaan het fisies in pyn en ook wat my kopseer en migraine begin het. En dan is dit seker nou die kaffieïn is 'n verslawende substance. Dit is want dit het 'n stimulant in om ook 'n mate van jou te laat ontspan. Want met kopseer en migraine en wat my liggaam fisies ook in pyn was, as dit begin het, dan het ek half amper soos nervous geraak. Dus ek weet wat gaan kom. Ek weet ek gaan nou half in 'n mate van erge pyn wees wat ek anyway weer gaan opbring as gevolg van al die pyn. En Red Bull het dit ongelukkig gehelp. Ek dink nou net terug aan toe jy gaan draf het en waar hierdie begin het, want ek wil altyd net weet hoekom gebeur dinge. Ja. Hoekom het dit net gebeur? Is dit beheer? Wou jy beheer uitoefen oor iets? Ja, ek wou. Ek dink dit was 'n geval van daar's goed wat met my gebeur het toe ek kinderjare was en ek kon dit met niemand deel nie. Even though ek het ongelooflik baie liefde gekry in die huis, ek het beste vriendinne rondom my gehad, maar ek het nooit gevoel ek kan daaroor praat nie. Ek was te bang, ek was te skaam, ek was bang wat sou, jy weet, my maatjies en my ma van my dink. Was dit wat ons almal dink? 100%. Okay. Ja, ek was gemolesteer. Toe jy hoe oud was? Tussen die ouderdom van 6 en 12. Konstant? Ja. Okay. So iets is, en ek het nie ervaring daarin nie, maar wat ek kan aanneem is dat jy verloor totaal en al beheer, reg? Ja. En ek probeer nou, ek gaan nie 'n sielkundige nie, so ek probeer nie vir jou, en jy het al met hierdie goed gewerk en jy's 'n oorwinnaar aan die ander kant al lankal, maar ons chat nou maar net. Ja. Soos ek kan imagine dat daar 'n mate van ek het nie beheer oor my liggaam nie en hierdie is aan my gedoen sonder my consent. Ja. En ek wil nou as dinge nou het ek kind of soos hierdie obsessie met beheer uitoefen oor wat ek is, wat ek eet en hoe ek lyk. Ja. En die vinger in die keel het, miskien was dit op daai oomblik hierdie probleem toe jy toe gedraf het, way back, het dit daai swaar gevoel dadelik vir jou opgelos. Maar toe sien jy, okay, maar ek het beheer oor wat hier gebeur, want as ek dit doen, dan het ek 'n desired result. Ek voel ligter en ek verloor gewig en daar begin jy dan daai obsessie met beheer uit te oefen. Ja. Okay, so dit het gebeur tussen die ouderdom van 6 en 12. Dis reg, ja. En die bulimia het ingeskop op 13. Ja. Sal mense dit 'n trauma response noem? Ek sal so sê ja. Omdat ek met niemand dit kon gedeel het nie, het ek ook nie verstaan hoekom dit gebeur het nie. Ja. Want hoekom het die persoon en die mans aan my gevat? Ek het gevoel, ek het geweet dis verkeerd, outomaties, want jou liggaam reageer in 'n skok. Ja.
Maar ek moes ook gesê het nee. Maar En ek hoe het nie. kan jy verwag van 'n 8-jarige om te sê nee? Ja, Plural, yes. mans. Ja. Okay, so het jy in daai tyd enigstens die koneksie gemaak tussen dit waarmee jy nou besig is en wat met jou gebeur het toe jy klein was? Ek kon dit eers op my manier kon ek dit uitfigure toe ek 17 jaar oud was. En dit is toe my vriendin oorlede was. Okay. In die koshuis, ons was op 'n netbaltoer gewees, sy het baie seer gekry, sy het geval en 'n paar maande voor die tyd het sy 'n ingroeitoneel gehad. En sy was hospitaal toe, jy weet, alles was meer as okay en jy weet die toneel operasie deurgegaan en toe sy geval het 4 maande daarna in die netbal in die kompetisie, daar het 'n virus of was half 'n bakterie of iets gewees binne haar en die ding het haar hele liggaam oorgeneem. So dit het deur die infected toenail ingekom? Ja. Okay, ja. Of jy weet, dis daai tyd wat die dokters gesê het. Ja. En ek kon nooit vir haar baie sê nie, want dit het so vinnig gebeur. Sy het geval en dit was letterlik 'n week daarna is sy oorlede. Maar val soos in, as ek sien op 'n netbalbaan dan soek jy jou enkel. Ja, nee, sy het geval. Sy het geval op haar skouer. Ja. En toe raak die skouer infected. Ek dink, soos wat ek verstaan het, het die dokter gesê die bakterie, of kom ons noem dit die virus of iets, was reeds binne haar. Hy was net nog nie wakker nie. Okay. En toe sy val in die impak, jy weet wat dit gehad het op haar liggaam, het dit heeltemal net haar liggaam oorgeneem. En ek kon nie vir haar baie sien en dit was vir my die heel ergste. Ja. Het dit jou aangemoedig om na jou eie lewe te evalueer of hoe? Ja. Ek het besef soos dit waarmee ek nou besig is dit is glad nie reg nie, dit is nie gesond nie. En ek het geweet en ek was al klaar so moeg. Ek het elke dag met myself half, jy weet, beklei en gestry om te sê vir jou nou kom nou, jy kan beter doen. Ja. Moenie moed opgee nie, jy weet so. Ja. Prys die Here dat jy daai besluit geneem het. Natuurlik nie is dit hartseer oor haar afsterwe. Ek het ook 'n vriendin verloor, so ek weet waarvan jy praat. Maar daar kon enige persoon gegaan het en gesê het, maar weet jy, flip alles. Ja. Soos as so iets met haar kan gebeur op 17, dan gaan ek net dieper verval in hierdie verslawing en hierdie. So dis amazing dat jy daar besluit het. Maar ons moet prakties daaroor praat. Hoe lyk dit? Selfs al jy het besef, okay, so kan dit nie aangaan nie. Nee. Maar hoe lyk dit? Sy's môre staan ek op en dan môre het ek weer die urge om op te gooi en dan hoe hanteer jy dit? Ek het besef ek moet met iemand praat. Want teen daai tyd, sy is die enigste een wat geweet het. Okay. Ek het dit met haar gedeel. Ja. En daai tyd het ek geweet, soos, hierdie pad vorentoe lyk nie goed vir my nie. Ek het nie geweet in watter rigting ek moes gaan nie. Eerstens ek het na my ma gegaan. Ja. En my ma het vir my gesê, sussie, ons moet by die dokter uitkom. Ja. En dit is nou nog op die platteland. So die dokter weet self ook half nie hoe om dit te hanteer nie. Hy het my gestuur vir my scans. Jy weet GP. my ja, MRI's en ek het nog vir hom gesê, ek het nog die vermetelheid gehad, sal ek sê, om vir hom te sê jy hoef nie eers 'n scan te neem nie, want ek weet wat dit gaan sê, want ek weet mos hoeveel jaar steek ek hierdie al weg. Dis nou al langer as 5 jaar. Ja. En hy het my gesê, kom lê en ons doen die ding en dan gesels ons weer. En ek was so op my senuwees want ek wou alles wegsteek. Ja. Want alles is okay. Want dis daai konfrontasie. Ek haat ook konfrontasie. Dit is 'n flaw, maar daai ek moet nou hardop sê dit wat nou fout is. Ja. En ons moet nou praat oor hoe ons hierdie gaan fix. Daai is triggering in itself. Ja, Okay, maar daai erkenning. Ja. Want dit is niemand anders gewees as ek self nie. Niemand anders nie. En ek kon al vroeër daaroor gepraat het, maar ek het nie. Want ek was, jy weet, op punt nommer 1 was ek skaam genoeg wat met my gebeur het as kinderjare. Ja. Toe tweedens, toe vat ek beheer oor my eie liggaam in die verkeerde manier, wat ek voel ek het gefaal. So ek moes myself half seer maak, want ek wil myself mooier maak. Ja. En dit is heeltemal die verkeerde pad in 'n rigting waarin ek gegaan het. Daar's nou mense wat hierna luister en hulle dink dis daai man se en daai juffrou se skuld. Dis die mense wat dit nie raak gesien het in jou lewe nie, dis hulle skuld. Ek is bewus jy het vir so lank dit gedoen. So daar is 'n mate verantwoordelikheid wat op jou ook is. Maar hoekom blameer jy nie ander nie? Ek sou. Nee, ek dink nie dis nodig nie. Ja. Net vir die rede, ek is net so lief soos wat ek vir hulle is. Ek ken hulle almal baie baie goed. En dis nie nodig dat ek jy weet vir hulle enigstens hoef te blameer nie. Hulle was dalk ook
jonk of hulle deur hulle eie situasie gewerk wat hulle nie verstaan het wat hulle doen nie. So ek vat volle verantwoordelikheid eerder vir myself. Want dit is wat ek ken en wat ek weet. Ek het net nodig om my eie emosies en my aksies, jy weet, te hanteer, kan ek maar sê. Ek weet ek is lief vir myself en ek weet ek is lief vir hulle. Ek het hulle reeds vergewe. So dit is okay. Amazing. Okay, jy sê die GP vir jou kos doen die scans en toe die resultate gemors. Absolute gemors. Hy het vir my gesê, jou lewer funksioneer op 20%. Hoe oud jy nou? 17? 17. Jy is die gesondste. Tieners is baie gesond. Ek bedoel, ons het, as jy nou nie gewyp het en gehablie het en al die dinge en dan sê veronderstel om regtig gesond nog te wees. Jy's nog pretty pure. Okay, so jou lewer is op 20%. 20% en my ander organe sukkel. En op 17 ook, het hy ook vir my gevra, jou menstruasiesiklus. Is dit daar? Bestaan dit? Waar staan ons nou? Ek is so ondergewig, dit het nie bestaan nie. So op 17 jaar oud, dit het begin, outomaties wat ek jonger was, so in standaard 5 het my menstruasie gebeur, maar teen 17 was daar niks meer nie, want ek was so ondergewig. En toe, wat sê hy, hoe fix ons hierdie? Hy het vir my een opsie gegee, en hy het vir my gesê, ons moet vir jou 'n inrigting stuur. En onmiddellik het ek vir my ma gekyk, ek sê, moenie hierdie aan my doen nie. Moenie, want ek weet al klaar in wat se gat ek is. In wat se depressie ek al klaar voel, want hierdie ding lê hier voor my en staan reg voor my. Hoe gaan ek beklei teen dit? En sy het net vir my gesê, kom ons gaan huis toe en ons gaan praat met pappa en ons gaan dit saam uitfigure as 'n familie. En ek het 'n ongelooflike erg, so die mense 'n wil in my om te sê nee. Nee. En ek het die hele pad van af Appington tot in Keimoes het ek vir haar gesmeek om vir haar te sê, asseblief, moet my nie in 'n inrigting sit nie, want ek gaan my eie lewe neem, ek gaan. En ek was bang ek sal dit doen, want hoekom sit jy nou vir my in hierdie kliniek, en ek het net die hele tyd gedink, dis hierdie 4 wit mure, soos moenie my in 'n hoek gaan druk nie. Ek moet praat hieroor, ek moet hierdie ding uit my uitkry, en ek het my pa gesê, ek het vir hom beloof, as jy my nie in 'n inrigting sit nie, dan weet ek gaan hierdie ding wen. Elke dag, ek het 'n boek gehad, en my dagboekie, en ek het elke dag neergeskryf. Dit is wat ek geëet het, dit is hoe ek gevoel het, dit is my pyn wat ek gehad het, of dit was 'n geval van of ek pynpille geneem het of nie, en of ek 'n Red Bull gedrink het, dit was okay. Maar ek het elke dag neergeskryf om te sê, hierdie ding gaan ek wen. En ek gaan nie opgee nie, en ek het aangehou, tot en met, was 2021, en ek was Stellenbosch toe, natuurlik om te begin studeer, en dit het net soveel beter geraak. Want ek het geweet, elke dag was 'n bietjie beter as gister. Dis een van die min stories wat ek hoor, dat mense sê hulle gaan swat op maties en dinge lyk beter. Of hulle maak beter besluite eerder. Prys die Here daarvoor. Absoluut, alle dank aan die Here. Absoluut. Dit wys jou net dat, en ek het 'n vriend gehad wat ook altyd dit gesê het, as ek soveel vir die sleg kon doen, dink net met daai wilskrag wat jy in die sleg in verval het, wat kan jy kan presies daai wilskrag net vir die goed toepas. 100%. En dit is, as jy so sterk was om vir 5-6 jaar lank te gesukkel het met daai en jouself te oortuig dat ek moet voortgaan met hierdie slegte dinge wat ek doen, want dis my wil, en toe jy daai toepas vir die positief, wys jy net, dis jy suksesvol aan die ander kant. Dinge het net soveel meer verbeter. Ek het meer lief geraak vir myself. Ek het jou vroeër gevra, want ons het, en mense sê baie, wees lief vir jouself, en ek stem 100% saam, maar hoe die hel lyk dit prakties? Want ek het nog steeds, my childhood is nie so traumatizing soos jou nie, so hierdie gaan nou, maar kom ek sê net, soos ek het my lewe lank groot bobene, reg? En dit was sterk bobene. Ja, dis wat hulle vir my gesê het, ek dit eerder moet noem. Ja. Groot bobene, en dit was so erg dat ek dink my arme ma wou net altyd met alles gehelp het, ook met haar vriende en so gepraat, en
hockey coaches en stuff en het altyd gesê dis oor die hockey en die netbal want as jy spring en soos daai impak maak dit jou quads groot raak. Dis absolute nonsens. Maar anyway, so het my gesê ek het net sterk bene en tot vandag toe op die ouderdom van 29 moet ek nog as ek by daai spieël loop en ek sien daar's nie 'n thigh gap nie. Dan sê ek so ek moet 'n bietjie minder eet. En dis actually waar ek eerste keer van jou storie begin hoor het, is ons was by die gym, net so dat jy weet waar ek vir jou nou ontmoet het, ons was by die gym, en ek weet nie, vir een of ander stupid rede het ek alweer gekerm oor calories, en ek het nie iets om oor te kerm as dit by my liggaam kom nie, ek besef dit, en ek was probably in a moment of weakness, en ek sê vir jou nou soos, ek het so baie vandag geëet, en toe sê jy vir my, nee, dit is glad nie die geval nie, dit is meer 'n geval van, jy moet lief wees vir jouself. Ja. Want jy kan sien, natuurlik jou liggaam is pragtig net soos wat dit is. Ja. Daar's iets groter. Daar's iets dieper wat daar insteek in jou. Ek weet nie wat dit is. En toe dink ek, Fiona is maar net nog een van daai oulike mense wat soos nou vir my sê, jy's pragtig net soos jy is. En little did I know dat jy al hierdie ervaring daarmee het, maar los dit jou ooit, want ons het nou net ook gaan koffie drink, toe sê vir my, goed wat jy raak gesien het in Woolies, en daar gesit, niks fout met Woolies nie, Woolies is great, ek love Woolies, ja. Maar toe sien jy, wat die meisie het wat gedoen? Die meisie het langs aan ons die kos rondgestoot in haar bord, en ek het onmiddellik het dit by my gedink, daar moet iets wees, want hoekom stoot sy letterlik haar kos rond? Ja. Hoekom vat sy nie 'n happie van haar lekker omelet wat sy moes geëet het nie? So, los hierdie goed jou ooit. Kom ons praat oor triggers. Soos, het jy so op universiteit, wanneer was die laaste keer wat jy op skool, ja. Okay. Ek sal sê in my matriekjaar, ja. Alright. En was dit 'n ding van, want mense vra ook, hoe stop mense addictions? Moet jy cold turkey gaan? Of moet jy, soos moet ek net sê, ek gaan nooit weer dit rook nie, ek gaan nooit weer my vinger in my keel druk nie, ek gaan nooit weer 'n Red Bull drink nie, of moet jy jouself stelselmatig grace gee om dit te laat gaan? Ja. Ek sal sê, dit hang af hoe jy daai sterk wil is binne jou. Cold turkey absoluut is die mees horrifiekste gevoel ooit, want dit is wat ek gedoen het. Ja. Jou liggaam gaan teen 'n absolute skok. Hy fight jou. Ja, ek het onttrekkingssimptome gekry, ek van cold shiverings tot en met so warm is wat ek gloede gekry het binne 5 minute. Ja. Dus ek weet nie eers wat dit is nie, ek weet nie wat dit goed beteken nie. Maar al wat ek geweet het is, daar's nie 'n manier wat ek weer wil teruggaan in die pyn nie. Ek wil nie. Ek wil gesond raak. Hoe dit gaan lyk, weet ek nog nie. Ek moet nog oor hierdie hengse bult kom, maar ek gaan daar kom. Ja. Al vat dit vir my hoe lank. Maar, dan vra jy die vraag van, as iemand rook en hy wil dalk ophou. As die persoon reeds weet, hy gaan nie kan cold turkey nie, dan weer 'n mens eerder stelselmatig net vanaf. Daar's nie reg of verkeerd nie. Ek dink ook 100% daar, en jy moet jouself ken in daai opsig ook, maar wilskrag is so belangrik. Wat ek ook dink baie cool is as jy slegte habits, kondisies, verslawings op jou terme stop en los. Ja. Want sê net maar, soos voor jou vriendin oorlede is, daar kon so baie mense kon vir jou gesê het, maar ek seker sy het ook vir jou gesê jy moenie. Absoluut. 100%. Absoluut. Sy het saam met my badkamer toe gekom. En gesê moenie dit doen nie. Correct me if I'm wrong, maar as 'n sielkundige toe vir jou gesê het, hou op dit doen, net omdat dit sleg is vir jou. Nee, is geen manier nie. Nee, dankie. Nee. En as ek iets wil stop, moet dit op my terme wees. Dis reg, ja. Ek moet weet hoekom ek hierdie doen, en ek moet beheer hê oor hoe dit gaan plaasvind. Onthou, hardcore drugs soos heroin en daai tipe goeters, dis nou baie rowwe topic, maar daai goeters is dink ek, jy moet soos detox by 'n inrigting en mense moet jou onder surveillance, dis nou iets anders. Ja. Maar oor iets soos hierdie nou byvoorbeeld 'n nikotienverslawing of 'n pynpilverslawing of 'n beheerverslawing. Beheer, ja. Want jy die verslawing aan ek wil beheer hê oor wat nou hier gebeur. Ja. As jy daai kan verander op jou terme, dink ek jy gaan suksesvol wees. Absoluut, want dit was nie 'n geval van daar was nie 'n tydlyn vir my gegee nie. Ja. En omdat ek self besluit het ek geweet, dit gaan nie maklik wees nie. Ja. Ek weet nie hoe lyk die pad vorentoe nie, maar wat maak dit saak? Ja. As ek die ding kan oorwin, dan weet ek, die dag van môre, en of 'n week, 'n maand, kan ek maybe 'n vriendin langs die pad help, om te sê, weet jy, ek vat jou hand en, dis okay, ons gaan nie deur kan kom, want dit is moeilik. Ja. Dit is moeilik, ek sukkel glad nie meer met dit nie,
maar ek kan die triggers sien rondom my. En dan wil ek altyd half net so sê en na die vriendin toe gaan, ewenal ken sy nie vir my nie, te sê dis okay. Dis alles okay. As jy sê dis okay, wat is okay? As jy na klein Niffie toe kon gaan op 13 en vir sê dis okay. Wat is okay? Dit wat jy voel binne jou en waarmee jy sukkel, want daar is iets waarmee jy sukkel. Ja. En wat jy nie reguit in die oë kan kyk om te sê hierdie probleem vat ek nou aan nie. Ja. Wat dit mag wees, dit kan altyd opgelos word. Was dit vir jou 'n selfbeeld? Ja. Ja. Ja, dit was. Ja. Ek weet nie vir jou nou, ek sweer ek weet nie wat die oplossing in skole nie. Ja, dis moeilik. Is dit beter onderwysers? Is dit beter ouers? Is dit beter curriculums? Is dit minder social media? 2000 in graad 7, toe jy 13 jaar oud. Dis reg, ja. Daar was nie 'n ding soos Instagram of TikTok nie. Ja, daar was nie. Nou, en hierdie is nou, ek wil nie dit met 'n glimlag op my gesig sê nie, want dit is horrific. Weet jy hoeveel erger is hierdie probleem vandag? Ja. En word hierdie goed vir ons geleer in 'n stupid vak soos LO? Ja. As ek nog een keer moet leer oor 'n kondoom, Oeg. as ek nog een keer moet leer oor sexually transmitted diseases, gaan ek skree. Ja. Hoekom moes ek eers op die ouderdom van 22 uitgevind het regtig wat die verskil tussen bulimia en anorexia? Ja. En nou it's horrible. Ek het leer liefraak vir myself en dit was so eenvoudig dat ek vanaf my klein toontjie weer tot en met my kroontjie leer liefraak vir myself. En dit is nie binne 'n dag nie. Ja. Ek sal sê, dit het vir my ten minste 3 tot 4 jaar geneem, wat ek regtig geweet het. Sjoe, en ek kon met selfvertroue in die spieël kyk om te sê, "Sjoe, Fiona, kyk waar is jy nou?" Ja. En ek het myself deur 'n heeltemal 'n ander lens gesien. Dit het eintlik vir my ek het gesien ek gloei. Dit is vir my heeltyd gevoel ek het so val kleur oor my. Even dit het nie vir my saak gemaak watter klere ek aangehad het nie. Jy weet ek het dit altyd weggesteek, so groot klere, maar ek kon kleur sien. 'n Mooi top en 'n broekie en ek het selfvertroue gehad. En ek is vir jou na. En dis jou passie vir design en vandag in jou werk ook. Dis reg, ja. Jy lag oor die klein toontjie, maar ek hou nie van my klein toontjie, want my klein toontjie naal is regtig so klein. Maar dis die mooiste. Maar is dit so eenvoudig soos om te sê dis mooi? Absoluut, ja. Maar ek gaan net myself sê jy jok. Jy kan, en dit is wat jy iets moet beoefen, elke dag. Ja, jou klein doetjie mag dalk nie van dit hou nie, maar ek mag dalk van my toon langs in dit nie weerhou nie. Ja. Maar dit is hoe die Here jou geskape het, uniek en perfek. Ja. That is very true. Dit is so moeilik. Ek weet nie hoekom moet ons al vir die afgelope 50 jaar, hoe gaan ons dit verander? Dit raak net regtig vir my erger. Dit doen ja. En ek sê die pessimis, maar dit raak erger en dit begin by jou wat wil kinders hê. Ja. Dit begin by my wat 'n baba wil hê. Ja. Ek het nou die dag so cool reel gesien oor 'n vrou wat sê die battles wat jy nie vandag oorwin nie, gaan jou kinders moet fight. Dis reg ja. Die generational chain of divorce. As jy dit nie breek nie, gaan jou kind daai battle moet fight. As jy nie die addiction kick nie, gaan jou kind daai battle moet fight. En ek dink is so waar. Dissipline. Wat gaan jy Dissipline. En dis elke dag. Ja. Dis nie elke week nie, dis nie 2-3 maande wat jy voel moeg. En jy sukkel nou met die ding om dit dan aandag te gee nie. Dis elke liewe dag. Ek moet nog steeds konstant elke dag vir my sê, Fiona, jy's pragtig. Ja. Jy's pragtig. En wat voor jou kom, wat dit mag wees, jy sal dit oorwin. Ja, en maar weet jy hoe baie vat dit om jouself te glo? Maar jy het daai ervaring en daai tools, want jy het dit al oorwin. Ja. En dit is so belangrik om jouself te herinner. En my favorite sê ding nou, en ek sê dit baie net vir myself, maar ek het dit ook al vir mense gesê, jy het al moeiliker goed deurgegaan. Ja. Dan dink ek, it's kind of actually waar. Dan dit wat ek nou doen, dan doen ek dit net. Soos iets eenvoudig soos 'n interview of 'n meeting of iets wat ek moet hê. Dit klink simpel, maar ek sê vir myself, jy het al moeiliker goed gedoen. Ja, ek ook. En dan sit asof dis nie noodwendig baie veel makliker nie, maar ek gaan definitief met 'n ander energie in die meeting in. Natuurlik. En Ek doen presies dieselfde. I've been through worse, I can do this, I am strong. Dit is okay. Jesus loves me. Ja. En ek het altyd my oë gerol vir mense wat sulke goed sê, want
En ek's 'n baie realistiese persoon. Hens al my vrae oor hoe is dit prakties en nee. Maar dit is regtig so. Ja, dit kan so eenvoudig wees. Dit kan ja. Maar dis waar wat jy gesê dit vat tyd. Dit doen, want jy bou vertroue op in jouself. 100%. Ja. Jy moet dit aan jouself bewys. Ja. En dis ongelukkig die waarheid. Jy Ja, jy gee nie moed op nie. Ja, en as jy kort daai bewys aan jouself dat ek hierdie, want anders, ek wil nie so ver gaan om te sê jok jy vir jouself nie, maar jy het nie iets om Jy het nie iets om op terug te val nie. om jouself van te oortuig nie. Ja. Of 'n manier om jouself te oortuig nie. Ek raak 'n bietjie emotional, dus ek het nie gedink ek gaan nie. Nee, because this is gonna Ekskuus. Nee, hierdie gaan meisies aanraak en dis belangrik en dis kom jy emosioneel raak want daar is nie dis wat ek vir jou vra, hoe as jy 'n dogtertjie kry? Die Here gaan vir jou enig gee en jy het hierdie chain gebreek Absoluut. en sy gaan flourish. Want jy kan die beste ma wees wat jy wil wees, né? En jy kan so 'n confident, beautiful dogtertjie grootmaak, maar die waarheid is sy gaan vriendinne hê wat absolute nie goeie ma's het nie. Ja. Hoe tipe ma gaan jy wees? Hoe gaan ek opdaag vir haar elke dag? Net met dit wat ek sê. Ek wonder nou, soos as jy so iets raak sien, as jy sien sy skuif haar kos rond. Ja. Ek sal vir haar vra byvoorbeeld, jy weet, net eenvoudig, is jy nie honger nie? Jy weet, om saam met haar dag te ontleed. Want dit is nie net so eenvoudig om te sê, ja, dis als okay nie. Ja, ek kan 'n hand neem en dit vir haar sê. Sy mag my dalk verstaan, ek mag haar dalk ontmoet net waar daar sy is, en of ek mag haar actually verloor. Dat ek saam met haar deur die goedjies praat, dat sy vertroue in my weer kry, natuurlik, en om oop te maak teenoor my. Mag dit wees haar maatjie by die skool wat vir haar boelie, mag dit wees sy wil hierdie iets bereik in haar lewe en sy weet nie hoe om haar te kom nie. Mag dit wees hierdie mooie boyfriend wat sy by die skool sien en die man het net oogies dalk vir haar vriendin. Dit kan enigiets wees. Weet jy wat dink ek is ook die probleem? Dis omdat die 12-jarige, 13-jarige, 14-jarige nog erger nie die vermoë het om dit te identifiseer nie. Ja. Ek voel iets en ek dink dis dalk waar ek gaan probeer as ma om haar te help om woorde te sit by wat sy voel, sodat ons dit kan artikuleer. Ja, jy beskryf dit mooi, ja. Ja, en om dan te sê dit wat jy nou mee besig is, gaan inteendeel glad nie hiermee help nie. En ons moet die kind, ek dink is belangrik om haar nie te condemn nie. Ja, glad nie weg te stoot nie, want dit gaan nie help nie. Ja. Jy weet, sy gaan verder onttrek, want om dit hardop te sê en dit te erken, is die moeilikste ding op aarde, want jy steek dit weg. Jy moet dit vervang. Ja. Waarmee sou jy dit vervang het? Die behoefte vir beheer wat jy oor jou liggaam gehad het. Dit is wat in jou jong daar gebeur het, en of dit die juffrouens was en of dit die druk was. Wat was die alternatief vir jou op 12? Ek sou aanbeveel het om byvoorbeeld na 'n ouer vriendin, 'n mentor of 'n mamma om nie antwoorde te gaan soek nie, maar om te sê ek sukkel. Ja. Ek sukkel met hierdie iets. Kom ons gaan soek iemand wat vir my kan help. Maar wat nie vir my gaan judge nie, wat nie vir my gaan sê, o genade, waar is ons nou nie, maar net om te gesels. Ek sê altyd, kom ons sit net die ketel aan en gesels. Want ja, dit is so belangrik, want ek kan nou net dink vir 'n ma is jou eerste instink dalk, en nou fisies moet jy nou imagine, jou oë rek en jou mond val oop, en as dit jou reaksie is op wat jou kind met jou kom deel, Nee. dit gaan glad nie werk nie, want ek dink net, ek kan net imagine, dan raak jy as tiener bewus van, daar het ek alweer gefail, kyk hoe laat ek my ma voel, so, dan gaan ek net mamma toe maar weet jy los het, en dan go ek. Kom ons beweeg maar net aan en ek steek net nog verder weg, en ek onttrek net meer, want as jy alreeds so ver is, en jy weet om weg te steek, jy is 'n master in dit. Ja. Jy weet presies wat om te sê, wat om te doen, hoe om daai masker te dra. Ja. Jy raak so goed in dit. Here asseblief, grant us the wisdom. Voor ons hierdie afsluit, ek het gaan ChatGPT, don't judge me. Maar daar is, want ek wil seker maak ons cover soos al die bases. Ek het vir ChatGPT gesê, gaan soek die internet en kry vir my die mees bekendste misconceptions wat mense het oor eating disorders byvoorbeeld, of spesifiek bulimia. Bulimia is just throwing up after eating. Is dit ja of nee? Nee, want
dit kan wees, ja, dit kom van self, en of jy doen dit. Ja. Kan jy, want ons het laas keer toe ons in Boelies was, toe ons sit en koffie drink het, toe sê jy daai gag reflex Ja. kom nog steeds baie keer. Ja, Is dit na jy geëet het? dis nou jy geëet het, ja. Dan, want ek weet, Swedish, ek het gesê ons gaan 'n bietjie graphic raak, sorry. Maar dan is daar so suur in my keel. Ja. Moet jy dit dan afsluk? Ja, jy moet. Ja. Met water natuurlik, Ja. of sappie of 'n teetjie of ietsie, koffietjie, maar moenie jou liggaam toelaat om daai negatief aan te vat nie. Ja. Dis 'n konstante fight. Dit is ja. Raak dit minder? Ja, dit doen. Ja. Okay, people with bulimia are always underweight. Nee, Regtig? nee. Maar my brein sê ja, want sien jy, dis hoekom ons hierdie doen, want so logies, hou jy nie die nutrition in nie en die calories in nie, so jy verloor gewig. Ja. Dit kan 'n geval wees van beide. 'n Persoon wat dalk heeltemal oorgewig wees, kom ons noem die topic maybe obesity, wat die dokters sal aanspreek. Dit kan 'n geval wees jy sukkel met bulimia, maar dit kan ook wees dat jy jouself so ooreet Ja. en elke keer dit doen, jou liggaam reageer anders. So jou liggaam raak nie ontslaaf van die kos nie, jou liggaam hou jou kos terug. Okay. So dan klou hy vas in daai vette. Okay, ja. So dit kan- Starvation mode. Dis reg, ja. Ja. Bulimia isn't as dangerous as anorexia. Want anorexia het ons gesê is ek eet glad nie, bulimia is ek eet maar ek gooi op. So dis hierdie punt sê anorexia is meer gevaarlik. Sjoe. Ek dink nie daar's 'n black or white nie, maar dis maar net Ja. miskonsepsies. Ja, ek sal sê wel beide is ewe gevaarlik, Ja. want bulimia ook, behalwe dat dit 'n keuse is, jy begin met dit, maar as jy dit nie stop nie, dan het jy geen beheer oor dit nie. Ja. Mag dit wees 'n pilletjie daarna, 'n dag om te sê, "Sjoe, ek drink hierdie naar pilletjie net om my kos binne te hou." Maar as jy dit nie konstant gaan stop nie, jou liggaam hou net aan. Ja. Want dit is later aan raak dit 'n muscle memory thing en jy het nou wou ek het al genoem het dat jou liggaam pas aan. Ja. So hy pas aan by wat jy met hom doen en dit raak 'n muscle memory en hy compensate. Yes, ja. En jy sukkel nou nog met goed soos migraines. Ja, ek doen. Is dit as gevolg Ja. van Die dokters kon dit nog nie bewys het nie. Ja. Ek was al by 'n hele paar neurologe gewees natuurlik, maar die bietjie wat ek daarvan weet en my liggaam ken, het dit daar begin. ja nee, maar dan trust yourself. Ja. Trust yourself. People with bulimia just lack self-control. Daar's baie critics daar buite en dit kom met addiction ook. Nee man, soos jy lack net self-control, soos hou net op. Is nie so eenvoudig nie. Nee, glad nie. Hoe baie mans het bulimia? Weet jy? Dis interessant, ja. Ek weet van 'n paar. Op skool was daar verseker. Okay. Ek weet van 'n 50-jarige man wat ook gesukkel het met bulimia. Hy's ongelukkig nie meer met ons nie, maar ek weet hy het gesukkel met dit. Ek het nog nooit so daaraan gedink nie. En dit is nie 'n female exclusive issue nie. En dis ook wat mense en ek blame die media hiervoor want elke movie wat ek nou al gesien het, elke dokumentary is dit net meisies wat daarin is. Ja. En ek dink dis ook belangrik as jy 'n seentjie kry om met hom ordentlik te praat oor sy selfbeeld. 100%. Dis moet belangrik is dat jy met 'n secure man moet trou want 'n insecure man gaan die hele gesin wreck. Ek sê jou nou. Ja. Okay, so 'n mans kan dit ook kry. Mans kan dit ook kry, ja. Bulimia is just a phase. Tieners gaan deur baie phases, okay? And people can stop at any time. Nee, hulle kan nie. Want as jy dink as 'n tiener en waar ek was, ek het nie die ondersteuning gehad nie. Ja. En ek sê nie dat my ouers nie vir my die beste liefde gegee het nie. Ek kom uit 'n plaashuis uit. So daar was Warm huis. 'n bitterwarm huis. Ja. Daar's altyd tyd vir familie. Ja. Maar ek was te skaam om daaroor te praat. Ja. En as ek vroeër gepraat het daaroor, dan sou ek die hulp gekry het, as ek geweet het hoe om dit te hanteer. Maar dit is nie so eenvoudig om net te stop nie, want dit raak soos 'n addiction. Ja, 100%. En die resultate. Ja. Daar's soveel dinge van die buitelewe op sosiale media wat 'n mens nie besef nie, wat jy as 'n ouer, maar wat 'n mens dit nie raak sien nie. Jy's nie elke dag saam met jou kinders by die skool nie. Maar om wat ek sal voorstel, jy weet om regular checks te doen. Mag dit wees rondom middagete, mag dit wees rondom
jy weet, tafelete in die of aandete eerder. Maar om regtig in te check by jou dogter en by jou seun, te sê, hoe voel jy? Ja. Wat maak jou liggaam? Ja, natuurlik, met tienerstadiums, jou liggaam ontwikkel ook nog. Ons praat nie van die gewone, jy weet, topics waaroor jy met jou kinders natuurlik sal praat nie, maar om regtig dop te hou, hoe hulle liggaam reageer. Ja. Wees teenwoordig, want ek dink nou, party, dis ook verg meer werk van jou as ouer, want jy moet eintlik begin deur 'n verhouding te kweek waar die kind met jou kan praat. Dis reg. Want as dit 'n quote-unquote koue relationship was, of daar was nie vrymoedigheid vir die kind om met jou te praat, en nou ewe skielik wil jy vir hom vra, hoe gaan hy, nee, hoe ook al, jy weet, Ja. dit begin deur van die begin af 'n verhouding te kweek, waar die kind met jou openlik kan praat, 100%. en nie te kom met judgment nie. Ja, en soos jy sê, wees teenwoordig Ja. as 'n ouer. Ja. En ek dink as ek nou terugdink aan skool, mense sit ook dalk met die persepsie dat hierdie goeters net in huise gebeur waar daar net 'n ma is, of 'n pa wat te veel drink, of 'n ma wat te veel rook, of net arme mense. Ja. Glad nie. Die goed discriminate glad nie. Nee. Ek wil al ook teruggaan om te sê, dit kom nie net, die verantwoordelikheid kom ook nie net dan neer as 'n ouer nie. Dit kom ook die verantwoordelikheid as 'n tannie. Ja. Net as 'n vriendin. Wat ek wel is. Ja. En my vriendinne mag dalk al vir my sê, vir jou nou stop nou asseblief. Maar dit is belangrik. Ja. Want jy moet weet waar jou dogter 100%, is. ja. Jy moet weet hoe voel jou dogter. En ek wil weet, hoe voel my klein niggetjie? Ja, tannie is powerful, hè. Absoluut. Ek is Beste ever. en jy kan so objektief daarna kyk. Ja. Ek het 'n peetkind, sy is nog baie klein. Maar ek kan nou al sien, en ek judge nooit nie, maar ek bedoel, ek kan objectively na kyk. En ek kan sê, en ek kan dalk met die ma praat, en ek kan dalk miskien moet jy dit oorweeg, of ek en die dogtertjie kan 'n verhouding handhaaf waar, as jy die cool tannie moet wees, dan moet jy nou maar die cool tannie wees. Yes. You know? Yes. Ek sal die cool tannie wees. Absoluut. En dan moet jy vir my kom sê, as jy guai gerook het, dan moet jy vir my kom sê. En dan sal ek dit vir jou ma sê, maar, en dan gaan ons dit saam hanteer. Dan hanteer ons dit saam, ja. Bel my in die middel van die nag. Ja, jy moet regtig daai persoon wees. En Ja. dink dit is moeiliker vir ouers, want mense sukkel om hierdie ding van dissipline en my kind moet so en so versus. Dis hoekom ek probeer begin het met jy moet 'n verhouding kweek waar jy kan oop wees met die kind. Ja. Want mense wil ook nie altyd net jou kind se vriend wees nie. Nee. I don't know. Dit is moeilik. Dit is moeilik en ek is nie 'n ouer nie. So ek kan ongelukkig, jy weet, nie te veel in dit inpraat nie, maar as jy tog dink en as ek terugdink, wat het ek benodig? Wat het ek nodig gehad? Ja. Dan sal ek sê, wel dit is van beide. Ja. Want dit kom terug op liefde. Ek wil net liefde ervaar. Jy wou sê? Ek het definitief meer dissipline nodig gehad. Okay. Het jy pak slag gekry? Hopeloos te veel. Maar het jy unloved gevoel? Nee, ek het nie. En iemand nodig interessant vir my iets gesê dat kinders crave structure en discipline sonder dat hulle dit weet. Ja. Want in die mens se siege, en ek sien dit met myself ook, as ek nie weet wat aangaan nie, is ek meer confused and anxious. Ek verstaan. Whereas as ek duidelike direction ontvang, dan weet ek hoe om te hanteer dit wat ek voel. Ja. Reg, so selfs met 'n kind, as coming from someone who doesn't have a child, okay, net so dat, want mense raak judgy, maar ek dink dieselfde met 'n kind, waar as die kind nie weet hoe om homself te conduct in 'n nuwe omgewing nie, nou, jy moet nou diep in die siege dink, Ja. Gaan nou diep, nie weet hoe homself te conduct in 'n nuwe environment nie, en jy gee dan vir hom struktuur en rigting, dan voel hy veilig. Ja. Reg? Ja. En ek sê nie op pak sla laat 'n kind veilig voel nie, in daai oomblik nie, maar in retrospect is daar definitief veiligheid in struktuur. Ek stem saam. Ja, so die punt van hierdie was, dis moeilik baie keer vir ouers om albei te wees. Ek kan dink. You know. En niemand van ons is perfek nie. Ja. Absoluut niemand nie. En die storie wat ek wil oordra, dit is nie nodig dat jy perfek hoef te wees nie. Dit kan regtig net so eenvoudig wees, soos jy weet die dissipline om in te check by mekaar. Ja. Maar mag dit wees of jy mamma is of 'n suster of 'n vriendin, net om te sê, hoe gaan dit met jou hart? Ja. Jy weet wat gaan aan by jou? Waarmee sukkel jy?
mag dit wees en tussenin, daar sal warning signs wees. Ja. En jy sal dit sien, maar moenie dit miskyk nie. En dit afmaak as, dis net 'n fase nie. Ja, moenie dit doen nie. Dit begin ook by, sy moet sien in jou. Dit was nou moeiliker, want jy was in die koshuis, Ja. reg? Maar sy moet in jou sien. Iemand het nou die dag vir my verduidelik, of het was 'n real, I don't even know. Maar daar was 'n heated oomblik tussen 'n ma en 'n jonger dogtertjie, en die ma het gesê, ek gaan net gou 'n oomblik neem. Die ma het haarself verwyder uit die gesprek uit met die kind. Okay. Sy het gaan sit en dink, en sy het teruggekom, composed, en met die kind gepraat. First of all, avoid jy outbursts, Yes. maar tweedens, wys jy vir die kind Ja. hoe om 'n situasie waar emosies baie hoog is, te hanteer. Dis nou nie heeltemal van toepassing op eating disorders nie, Nee, ek verstaan. maar dis die voorbeeld Ja. wat jy vir jou kind wys, hoe hanteer ek insecurities. Ja. 'n Ma, en as ek dit nou vandag sien, dan maak dit my, as ek 'n ma voor 'n kind iets oor sê, soos, ek is so vet, of, my hare is lelik, I'm having a bad hair day, my vel is so wrinkly. Jou dogtertjie absorbeer al daai goeders die heeltyd. Die heeltyd. Die dag as sy een stukkie olie in haar hare sien, Ja. I'm having a bad hair day. Dit gaan oorspil in haar hele vriendekring Dit in. gaan. Hulle gaan mekaar begin oordeel. Môre sê hulle, you're having a bad freaking, Skindui. ja. Ja. En dan, so hierdie goed het almal so ripple effek, so ek dink die oplossing in my opinie is om regtig die voorbeeld te wees vir jou dogtertjie te wys hoe hanteer mens moeilike situasies. Ja. En nie om weg te weer van dit af nie. Ja. Hoe dit ook mag voel, en dit is normaal, presies soos jy sê, as jy die dag vet voel, en jy voel so, hierdie jeans sit dalk nou bietjie styf. Ja. Dan sê jy, okay, maar hoekom? Het ek sleg geëet die laaste tyd, en of het ek nie die dissipline om te oefen nie? Mag dit wees net soos 'n stap. Ja. Maar werk aan daai probleme. Moenie dit los en moenie dit onder die mat instoot nie. Ja. En moet dit ook nie wegsteek van jou man af nie. Oef. So belangrik dat ons die regte mans kies, guys. So Absoluut. belangrik. Okay. Any last words? Moenie dit wegsteek nie. Ja, moet nie dit wegsteek nie en moenie dink as jy vandag sukkel dat jy 'n failure is nie. Die dag van môre kan jy soveel beter hanteer. En dit is werk en dis dissipline. Ja. Maar begin eerder nou as wat dit te laat is. Klein veranderinge is die eerste stap. Ja. En dit begin by, in my ervaring, om jou gedagtes aan te pas. Ja. En 'n eenvoudige voorbeeld, dit kan dalk daar begin, kan ook nie onthou waar ek dit gehoor het nie, maar hierdie goed stiek by my. Ja. Dis goed. In plaas van om te sê, ek moet alweer my bed opmaak, verander instantaneously net daai gedagte na die gedagte van, ek is bly ek het 'n bed. Ja. Ek beloof jou, as jy dit so elke dag gaan toepas, daai gedagte net gaan vervang, gaan jy sien hoe jou attitude teenoor jou bed opmaak verander. Ja. En ek's jammer as ek nou 'n eating disorder minder maak, Nee, deur dit glad met 'n nie. bed te vergelyk. Nee, glad nie. Maar dis net dit sulke incremental changes of aanpassings in jou gedagtes as dit kom by Ja. eating disorders. En dit is so eenvoudig soos jy dit noem van dankbaarheid. Ja. Ja. Ek het 'n episode oor dankbaarheid, by the way, gaan kyk het. Luister dit. Ek hoop nie ek het te ligtelik oor sekere goed gepraat nie. Dit is eintlik regtig baie ernstig. En as jy so iemand ken in jou lewe, as dit enigstens iets is waarmee jy sukkel, my DM's is daar, maar ek sal vir jou in kontak sit met haar. En ons mag dalk nie eers al die antwoorde hê nie, maar ons weet ons gaan vir jou hulp kry. En jy moet onder geen omstandighede dink dat jy alleen hierdie moet fight nie. En identify jou triggers. Regtig. Ja. Verwyder jouself uit cheerleading practices waar jy geweeg word. Daar is geen rede vir jou om deur daai emotional abuse te gaan nie. Ek gaan dit sê soos wat dit is. Dit is presies wat dit is. Daar's op Netflix 'n dokumentêr oor 'n internasionale gimnas wat deur dit gegaan het. Dit is absoluut onnodig. En Absoluut. bewaar jou siel as jy die persoon is wat sulke goed doen. That's all I'm saying. Bewaar jou siel. Hardloop aan 'n kant toe. I'm coming for you. Ons gaan uitvind waar jy bly. En ons gaan 'n ketel kom aansit. Dat ons gesels. Wat cute. Hoe dit gaan oulik is vir jou nou. Sy sê ons gaan gesels. Ek gaan jou met die vuis slaan. Okay, ek gaan dit doen en dan sal ons chat oor jou issues. Anyway, daar is vryheid. Daar Fiona is
lewende bewys daarvan Ja. that you can find love. Ek beloof jou jy kan heal en Absoluut. en moenie dink jy is nie dit werd nie. Dit is soos enige ding, daggie vir daggie vir daggie vir daggie. Dissipline. Ja. Alles net dissipline. En belangrik om te weet dat dissipline en motivering is not the same thing. Nee, You know? nee. Ek seker daar was 'n tyd wat jy nie gemotiveerd was. Oeg. Nee, vir jare nie. Nee. En dissipline is painful. Ek was in 'n geval van erge depressie, maar dissipline beteken ook aksie neem. Reg? Jy kan sê ek het hierdie amazing roetine waardeur ek werk. Maar as jy nie die aksie neem nie, jy gaan nie die een voet voor die ander kan sit nie. Ja. En beter voel natuurlik nie. Ja. So neem eerder die moeilike roete om dit, jy weet, uit te sorteer. En dan weet jy groei ook as 'n mens. Jy gaan die beste vrou kan wees. Jy gaan die beste mamma kan wees. Jy kan die beste tannie wees. Neem die moeilike roete. Ja, dit is die een wat die moeite werd is. Ja. Dankie vir jou. Dankie. Kinders by die syne. Amen. Absoluut. Spreek in dit in.